Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Hallo Wimpie, hallo, gaan met julle? Hallo Dominee, hallo maat, hallo maatjies, hallo Dominee. Hallo maatjies. Ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n mooi storie hierdie week van 'n vrou wat gesê het sy was 'n vroulike disipel. In die Bybelse tyd het julle al gedink wat is 'n disipel? Wimpie, Ella, weet julle wat is 'n disipel? Was dit nie een van daai mense wat saam met Jesus toe hy nog op aarde was geloop het en na die tyd ook verder gegaan het en almal van Jesus vertel het, nie? Is so. En om maatjies te help is ook disipelskap. Dit presies daai ding. Hulle sê 'n disipel beteken om in die voetspore van Jesus te volg. Jesus het sy eerste disipels gehad wat hy gaan roep het, dan het hy vir hulle gesê volg my. En toe het 'n disipel daai mooi term geword wat sê almal wat agter die Here aanloop is disipels. En dan het mense ook apostels geword om in die wêreld in te gaan en die blye boodskap te verkondig. So ons is disipels en ons is apostels. Dit is snaakse woorde. Is so, dis snaakse woorde. En daarom hierdie vrou was 'n vroue disipel geweest. Dit beteken sy was 'n goedgelowige vrou geweest. Sy het werklik was sy 'n kind van die Here geweest. En sy het siek geword. Haar naam was Tabia, wat ook Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade gedoen en sy het vir baie mense omgegee. En toe word sy siek. Sjoe. En wat gebeur toe? Toe het sy ongelukkig gesterf. Wimpie, dit gebeur, ons moet verstaan in vandag se tyd, dit gaan baie keer met ons gebeur dat al is ons gelowig, al gaan baie keer slegte dinge met ons ook gebeur. Ons gaan ook maatjies hê wat lelik is met ons. Of dit gaan ook baie keer gebeur dat mense met ons beklei of baie keer hulle gaan ons toebroodjies vat of wat ook al gebeur. Dis nie te sê net omdat ons Jesus se kinders is dat alles met ons goed gaan nie, né? Ja, ek weet, daar gebeur slegte goed met Jesus se kinders ook. En dis hoekom hierdie mense wat vir baie omgegee het, sy het hartseer geword toe sy sterf. En hulle toe vir Petrus, 'n ander disipel van die Here gekry en hy het toe vir haar gaan bid en sy toe lewendig geword toe hy vir haar gebid het. Ons moet soms in ons lewe gaan kyk. Ons moet mekaar help. Ons moet vir mekaar sê, hoe maak ons die lewe 'n bietjie 'n beter plek vir mekaar? En dan moet ons kyk binne ons vermoë, wat het ons om die lewe vir mekaar 'n bietjie 'n beter plek te maak? As mense soms honger is en ons het kos om vir hulle te gee, dan kan ons vir hulle kos gee. Maar as ons nie kos het om vir hulle te gee nie, dan moet ons vra het ons miskien ietsie anders om vir hulle gee. Het julle al gedink wat het almal van ons om vir ander mense te gee? Het julle al gedink, Wimpie Ella? My mamma sê, dis ook die klein dingetjies wat tel. En ons het almal liefde om te gee. Is so. En weet hulle nie, as ons niks vir hulle kan doen nie, kan ons seker altyd vir hulle bid. Is so. Liefde, en weet julle hoe spel mens liefde?
Jy al gedink? Ja, met 'n l en 'n en 'n e en 'n d en 'n e. Dit is 'n dis hoe ons hom op skool spel, né? Weet julle hoe spel God liefde? Nee, T-Y-D. dit spel tyd. Tyd. Jy gee vir iemand 'n stukkie van jou tyd. Jy gee vir hulle 'n stukkie van jouself. Jy gaan word stil, stop, jy kyk vir hulle en jy kyk hoe jy 'n verskil in hulle lewe kan maak. As julle ouers by julle stop en bietjie saam met hulle speel, dan gee hulle vir julle tyd, dan voel jy hulle liefde. As ons tyd maak, stop die hele wêreld, ons spandeer 'n bietjie tyd en speel 'n speletjie saam, dan voel ons liefde want ons het tyd gemaak vir mekaar, né? Ja, mense voel altyd lekker as jy klaar is. Dis so. En dis hoekom is so Ella. Ons almal het tyd en dan kan ons vir mekaar bid. Ek het gister by die kerk bietjie met die maatjies gepraat oor gebed. Ek wil graag dit met julle ook deel oor gebed, want ons weet nie altyd wat om te bid nie. En daar's 'n baie maklike formule om vir mekaar te leer om te bid. En ek wil hom graag vir julle ook leer. Ons almal het die vingers van ons hand, né? Ja. Nou die duimpie wys ons op dak toe, né? Ja. Nou dit sê altyd ons moet ietsie mooi sê van God. Hoe groot is God, hoe wonderlik is God, hoe ons God aanbid, die grootheid van God aanspreek. So die duimpie wat opwys sê vir ons altyd iets oor God, né? Die vinger wat vorentoe wys is gewoonlik 'n raasvinger. Dis ons ouers met ons bietjie raas, iemand binne. So daai raasvinger sê altyd vir jou jy moet jammer sê. So daai raasvinger sê vir ons, hoe sê ons vir God jammer as ons verkeerde dinge doen? Jammer oor as ons ander mense te nagekom het. Jammer as ons nie altyd uitkom by die goed wat hy vir ons vra nie. So die duimpie op sê vir ons iets van ons moet iets van God se grootheid. Hoe groot is hy? Ons wil hom aanbid. Die tweede vinger is die jammer sê vinger. Dan die lang vinger, die middelvinger, die lang vinger. Dit sê vir ons hoe moet ons dankie sê vir alles wat ons in die lewe het. Ons sê altyd God se goedheid. Daai genoem. Baie goed, dis hoekom hy die langste vinger is. Dis hoekom hy die langste vinger is. Dis die goed wat 'n mens dankie vir sê, né? Die vinger langsom is jou ringvinger. Dis die vinger wat mans en vrouens voor 'n kansel staan dan trou hulle met hulle, maar ons vra mekaar gewoonlik om in die huwelik met mekaar te tree. Dis die vravinger. Dis wat ons vir God sê wanneer ons die stikkenheid van mense sien, net soos wat Petrus hier vir Tabitha gebid het. So moet ons 'n gebed tree vir mekaar. Ons moet 'n gebed tree vir ons ouers. Ons moet 'n gebed tree vir ons onderwysers. Ons moet 'n gebed tree vir ons maatjies, vir ons land. Alles wat jou pla, tree vra jy vir God daarson. En dan jou pinkie wat jou swakvinger is, gaan oor jouself. Jy sit jouself altyd laaste. God het gesê wie laaste sal eerste wees. Nou praat jy met God oor jou eie lewe en die dinge wat vir jou belangrik is. Dis hoekom daai vingers van jou hand help vir jou om in gebed te tree. Altyd oor God, altyd om jammer te sê, altyd om oor dankie te sê, altyd oor vra en dan kan dit oor jouself gaan. Dit is so mense gebed. Dankie Dominee Jacques. Ek het baie keer al gewonder, want ek hoor die groot mense weet altyd presies wat om te sê, as ek bid dan is ek nie seker nie, maar nou gaan ek seker wees ek onthou alles wat ek moet doen. Dis so. En so Wimpie en Ella, so wanneer ons weer maatjies kry en ons moet stop, dan ook het ons ook die Heilige Gees. Ons moet by God gaan sit en sê, Here, help ons om te kyk, hoe kan ons hierdie persoon help? Ons kan partykeer vir hulle drukkie gee, of ons kan vir hulle wysheid gee. En weet jy wat, ons moet probeer om ook altyd vir hulle 'n Bybelversie te gee. Ietsie om aan vas te hou, om vir hulle te sê, julle is nooit alleen nie, God is altyd saam met julle. Maar dit beteken ons moet ons Bybel leer ken, né? Ja, en ons kan dit nie doen as ons Bybel lees. Is so. Saam met die Here kan ons elke situasie, hierso gaan sit Petrus by hierdie mense, en hy bring die koninkryk van God, hy bring God se teenwoordigheid vir hulle tuis, en saam in elke situasie, selfs in die aangesig van die dood, selfs waar hulle hartseer is en huil, kan hy vir hulle help om die Here se teenwoordigheid te ervaar. En ek wil ons saam bid, dat ons dit sal altyd onthou, ons is nooit alleen nie, en wat ons het, wil God gebruik, dat ons ander mense se wêreld 'n bietjie beter plek sal maak. Asseblief. Here, dankie dat ons weet U het ons lief. Maar so wil U hê ons moet vir ander mense ook wys dat U hulle liefhet en sê hulle het lief.
Partykeer is dit wanneer ons iets in ons sakke het, ons het altyd ietsie meer, dan kan ons dit vir ander mense uitdeel. Partykeer het ons niks om uit te deel nie, maar ons het tyd en ons het omgee, ons het 'n gebed, ons het 'n stukkie uit die Bybel uit wat ons vir iemand anders kan deel. Here, help vir ons dat ons sal by U bid en stil word ook en sê, Here, help vir my en wys my, wat moet ek vir ander mense gee? Want dat almal van ons kan weet, U is saam met ons in elke krisis van ons lewe, in elke nood. Seën elke maatjie by hulle huise, hulle families. Seën vir ons in hierdie tyd wat vir ons voorlê met eksamens en alles. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Bye Wimpie, Ella, maatjies. Ons sien mekaar weer baie na die lang naweek. Tony, baie dankie dat jy daai vandag vir ons geleer het. Maatjies, julle moet dit gaan probeer. Ek en my sussie gaan. Ons gaan ons handjies aftreis en dit gaan neerskryf voor ons vergeet. Dis mooi, Ella. Dis hy. Baie julle. Dis so lekker, soos 'n krakker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker, soos 'n krakker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker, soos 'n krakker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. Dis lekker om die